Herfs is op pad, maar dieselfde God wat in beheer is van herfs, bly getrou. Hy bly dieselfde, hy verander nie. Ons het 3 sleutelverse, teksverse. Die eerste een is Prediker 3 vers 1. Prediker 3 vers 1 wat sê, alles het sy bepaalde uur. Vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Johannes 15 vers 1 tot 5. Jesus kom en sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon. Onthou daai woorde, die maak hy skoon. Wie? God. God maak hulle skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek, Jesus, tot julle gespreek het. Toe Jesus ons vrygespreek het, sê hy, julle is alreeds vry. Bly in my, soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Vers 5, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En dan Jesaja 43 vers 19 sê, kyk, ek gaan iets nuuts maak, nou sal dit uitspruit, sal julle dit nie merk nie? Ja, ek maak 'n pad in die woestyn en riviere in die wildernis. Herfs is op pad, maar God bly dieselfde. Seisoene verander, mense verander, alles om ons verander. Jou kind verander, die dorp verander, alles verander. En met meeste van daai goed kan jy niks daaromtrent doen nie. Behalwe natuurlik klaar daaroor of opgewonde wees daaroor. Ek het een Sondag, ek wil dit nou nie noem geskimp nie, gesê hier van vooraf, as meer mense net begin opgewonde raak oor die nuwe pad wat hulle bou, dan sal dit al klaar beter klink in die dorp. En voor ek myself kon kry, ry ek nou die dag saam met een van my vriende Rustenburg toe en ek sê, ek weet nie wat hulle met die pad aanvang nie. Want dan sy bo, dan sy onder, wat gaan hulle maak hier teen die kante, né? Julle het dit ook mos gevra. Ja, dankie julle, nou voel ek beter. En toe sê my einste vriend vir my, hoorie, maar dit gaan hom lekker wees as hy klaar is. En toe onthou ek, ja, dit klink mooi. Dit gaan hom lekker wees as dit klaar is. En ek begin dink, terwyl ons Rustenburg ry aan die woord wat die Here al vir my gegee het van herfs. En ek wil vanmôre vir jou sê, herfs is nie lekker nie. Hierdie gepadbouery is nie lekker nie. Maar dit gaan hom lekker wees as dit klaar is. Die Here is besig met dinge in jou lewe en jy het nie idee wat aangaan nie. Is nie lekker nie. Maar kan jy vanmôre glo dat dit gaan lekker wees as dit klaar is? Kan jy vanmôre glo dat dit nou onmoontlik lyk en jy baie meer vra het as ooit van tevore in jou lewe? Ek herinner my baie keer, ek en my pa sing al van dat ek kan onthou die lied, al sou die vyeboom nie bot nie, en nog geen druiwe aan die wingerde wees nie, daar in Habakuk. En eendag toe sê my vrou vir my, vandag beteken daai liedjie vir my so bietjie meer. Iemand het eendag vir my gesê, hoekom sing ons nie weer bietjie daai liedjie nie? Toe sê ek, ag, ek sal vir my pa sê. En eintlik het ek toe nou nie vir my pa gesê nie, want daai liedjie sing nou nie meer vir my lekker nie. Kom aan, wie was hulle in so 'n plek in jou lewe, né? Wanneer dit nie so maklik is om te sê, al is daar geen geld in die bank nie, al word hulle nie gesond nie, al gaan dit in geen area van my lewe goed nie, al val alles uitmekaar uit, sê Habakuk, sal ek nog steeds, sal ek nog steeds die Here loof.
Sal ek soos Paulus in die tronk nog steeds tot lof en eer van die Here sing, al sit ek in die tronk, al word ek gemartel, al word ek geslaan, al word ek gestraf, al spot hulle my, al terg hulle my, al sê hulle my sleg, al doen hulle wat, sal ek nog steeds sê, die Here, my God, gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Ons sing baie keer liedjies in die kerk. As 'n liedjie van Retief Burger wat ons sing, al slaan die golwe en die storms breek, al val my hele lewe uitmekaar, sal ek nog steeds bly glo, hy is God en hy is in beheer. Jy sien, die ding is, ons sing in ons lente en in ons somertye van ons lewens, dan sing ons lekker, ons sing uit volle bors. Maar as die winde waai en die storms woed, dan vra ons, Here, wat nou? Sien, iemand het eendag vir my gesê, die dinge waaroor jy nou moan en kla in jou lewe, omdat jy so hard werk en soveel ure werk en jy kry maar net so 'n bietjie geld en God, niemand sien jou raak nie en die baas sien jou nie. En onthou jy 'n paar maande of jare terug het jy die Here gesmeek vir daai werk? Okay, maar dis nie waaroor ons praat vandag nie. Herfs is op pad, maar God bly dieselfde. Sien, herfs is 'n tyd waar blare begin afval, waar alles begin verkleur, waar dinge begin anders lyk. Jy kan sien, herfs is op pad, jy kan voel, herfs is op pad. Die natuur begin homself voorberei vir rus. En niks kan dit stop nie. God vra vir Job, kan jy die son stop? Nee, jy kan nie. Niks gaan herfs stop nie. Doen myself 'n guns en probeer jou bes om die hele winter deur te lewe soos wat jy in die somer gelewe het. Net nie sê ek het gesê moet nie. Want jy gaan baie snaakse goed oorkom, ek wil dit nie eens noem nie, en dan gaan jy sê, maar ek het gesê moet dit doen. Want dis 'n seisoen wat God so bepaal het. Die gras moet doodgaan, die blare moet afval. Hoekom? Sodat iets niets weer kan deurbreek. Maar gou, hoe is hierdie 'n manier om aan die winter te dink? Nou, ek hou glad nie van die winter nie. Dis baie eerlik. Ek hou niks daarvan nie. Want 5 uur is dit al donker. En 9 uur kom die son op. So as ek 5 uur in die oggend moet opstaan op 'n Woensdag om by manne 5:30 die hek oop te sluit, want dan staan daar al 4 manne voor die hek en wag vir my. Dan stap ek in die winter daar uit en dink, ek gaan iemand kry om oop te sluit, dan kan ek ook so 2 minute voor 6:30 eers daar opdaag. En eendag toe besef ek, ja, die bome se blare val af en alles verander, maar is die winter nie dalk 'n oomblik wat God vir mans en vir vrouens sê wat in die huwelik is, ek wil hê dat julle 'n bietjie meer tyd moet saam spandeer nie, so gaan dit vroeër donker word en later lig word. Nou is julle stil. Ek vra maar net, ek sê nie dit is so nie, in my kop werk maar so. Is dit nie dalk 'n manier dat jy gedwing word, dis koud, dis vroeër donker, is dit nie dalk 'n tyd wat God sê, gaan hou 'n bietjie jou kinders warm nie. Julle moet my nie weer 2 weke op vakansie stuur nie. God laat alles verander. Maleagi 3 vers 6 sê, ek, die Here, het nie verander nie. Alles verander, maar God verander nie. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Die wonderwerke wat ons noem in die Bybelse tyd gedoen het, wil hy vandag nog doen. Ek het in die week of daai week wat ons op vakansie was met mense gesels en ons praat oor Keegan se goede en so aan, en toe sê ek, Julian, laas Sondag hier gepreek het eendag na my toe gekom en toe sê hy, Dion,
Ek sê nie die Here sê so nie, maar ek het aan jou gedink en aan die volgende skrifgedeelte. Toe praat hy oor die mense wat vir Jesus gevra het, hoekom is hierdie seun so? Is dit sy ouers wat gesondig het of is dit hy wat gesondig het? Ken jy daai gedeelte? En wat het Jesus toe gesê? Dis nie omdat sy ouers of omdat hy gesondig het nie. Hoor gou mooi. Jesus sê, dit is sodat die Vader verheerlik kan word. En ek sê vir hulle, God het nie nodig. Onthou, ons het al baie, en baie van ons vriende het al saam met ons gebid en gesê, as God daai wonderwerk eendag doen, gaan die hele dorp geruk en geskit word. Toe sê ek vir hom, ag dankie dat jy so saam met ons bid, maar kan ek gou vir jou iets sê? God het nie nodig om homself te bewys nie. Nou ek kon sien aan sy gesigsuitdrukking, ek het bietjie die wind uit sy seile uitgehaal. God het nie nodig om 'n wonderwerk te doen, om homself te bewys nie. Kom ek sê vir julle hoekom? Daar's meer as een keer wat Jesus 'n wonderwerk gedoen het, en wat het hy vir daai man gesê? Bly stil, moenie vir iemand sê nie. Het julle nog nooit daai gelees nie? Ek sal oor 2 weke 'n bietjie oor daai verse preek. Jesus doen 'n wonderwerk en dan sê hy, nee, maar moenie stil bly nie. Don Francisco skryf 'n sang en sê hy, die liedjie se naam is Gotta Tell Somebody. Want nadat die wonderwerk gebeur het, staan daai man op en sê, maar ek moet vir iemand vertel. Ek kan mos nie stil bly daaroor nie. Ek dink almal van julle wat ons ken, gaan definitief nie stil bly as die Here 'n wonderwerk doen, 'n bonatuurlike een in wie se lewe ook al, en ek sê vir julle, nee, moet niks sê, moet vir niemand sê nie. Julle hou nie 'n slegte storie stil nie. Hoe sê julle nog goeie stories stil hou? Julle kan nie 'n kinderstorie stil hou nie. Wat nog van 'n wonderwerk? God het nie nodig om homself te bewys nie. Jy gaan vanoggend uitstap met 'n klomp brein idees en jy gaan hierdie week Bybel lees soos nog nooit nie, dink ek. Herfs kom. God bly dieselfde. Ons as mens hou liewer aan of ons hou liewer vas aan somer en die mooi en goeie vooruitsigte en as lente kom dan raak ons sommer opgewonde en ons reël al 'n maand voor die tyd 'n lentebraai en ek reël nou al ons gemeente lentebraai. Wanneer is lente? Iewers in September eers somewhere. Ons het nou al op vakansie gesê, nee, ons moet 'n bietjie lentebraai hou. Dit was nog nie eens winter nie. Maar dis wat ons as mens doen. Ons gaan so ver vooruit dat ons die hele herfs en winter, wat as die Here iets groots wil doen in jou wintertye? Wat as die Here in die wintertyd van jou lewe iets met jou wil deel, maar jy sien net uit na die lente en die somer? Ons sukkel met herfs. Ons sukkel om te laat gaan. Help my, ons sukkel om te laat gaan. Ons sukkel om plek te maak. Ons sukkel met die stilte van winter. Ons sukkel met die baie donker tyd wat ons skielik het. Ons voel ongemaklik, ons hou nie daarvan nie. As dinge begin stil word in ons lewe, dan sê ons dinge soos, daar gaan nou iets sleg gebeur. Ek weet sommer, as dit so gaan, jy weet, en alles kom in dries in die lewe. Hoor jy wat ek sê? Dis herfsttye, dis wintertye, asof jy uitsien na 3 negatiewe dinge wat moet gebeur. Asof jy uitsien na die wasmasjien moet breek, die TV moet afval en die kar se wiel moet pap wees. Jy sien uit daarna, dis vir jou, dis vir exciting. Want ons sê dit. Ons sukkel met die feit dat ons meer tyd het. Maar dit is belangrik om te weet, God werk in alle seisoene van jou lewe. God werk nie net in die lente en in die somer nie. God werk ook in die herfs en in die winter. En as ek na die natuur kyk, dan lyk dit vir my met my oë asof daar mooier dinge na die winter gebeur as na die somer. Dit is maar vir my een koster. Ek weet nou nie daar waar jy bly
Ek weet nie in wat se seisoen van jou lewe jy is nie. As jy in 'n groeiseisoen van jou lewe is, wil ek saam met jou baie bly wees. Ek wil trots en opgewonde saam met jou wees. As jy in 'n wagtyd is, welkom in my klub. Welkom by die huis. As jy in 'n plek maaktyd is, bid ek dat die Here se guns en genade jou sal deurdra. Want die plek maaktyd is nie maklik nie. Die plek maaktyd is dinge wat ons soms dink ons verloor dit. Ek het daai vriend verloor of hierdie nee, jy het dit nie verloor nie. Moenie dit so sien nie. Miskien is God besig om plek te maak in jou lewe vir veel meer. Moenie skielik mense gaan sleg sê wat nou nie meer inpas in hoe jy dinge wil doen en hulle nee, is okay. My kinderbrein sê vir my as julle nou almal vanoggend in die laerskoolsaal gesit het en ek saalopening gedoen het, dan sou ek nou vanoggend gesê het enige van julle al ooit gehoor dat een van die blare wat op die grond lê beklei met die wat nog aan die boom hang? Dis nou wat ek vir 'n laerskool vanoggend sou sê. So moenie kwaad wees as jy nog aan die boom hang of as jy op die grond lê nie. God is besig met iets in jou lewe, kind van God. Ja, dit is nie lekker nie. Ons wil nie daai tye hê nie. Ons wil net altyd die beloftes van God hê. Maar herfs is op pad. Weet dit. Maar raak opgewonde want daar's iets nuuts wat gaan voortspruit. Wie van julle onthou hierdie, is dit appelkoosboom wat hier staan? So 4 seisoene terug. Toe's daar nie een appelkoosie aan daai boom nie. Ek dink 4 seisoene, 3 of 4 seisoene terug. Nie een nie. En 'n oom in die kerk kom en sê, "Ag Dion, kan ek kom maar so 'n bietjie snoei en so 'n bietjie liefde gee?" Dit was sy woorde. Kan ek kom so 'n bietjie liefde gee? Ek sê, "Oom, gaan groot. Daai boom dra niks meer nie." Ek het al vergeet hier so 'n boom. En hy het nie die volgende dag vrug gedra nie. Hy het nie die volgende maand vrug gedra nie. Op sy tyd het hy meer vrug gedra as wat ek nog ooit in my lewe gesien het. Maar hy was baie klein gesnoei. Hy het baie liefde gekry. En ons moes letterlik seile onder die boom sit en hom skud aan die boom om al die vrug uit te kry. Soms skud die lewe jou. En dan raak ons kwaad en ons raak negatief. Maar om jou nou weer te laat dink, partykeer voel jy ook, jy wil net jou kind skud dat hy net wakker word. Partykeer skud dinge in jou lewe. Dis herfs. Ons moet daai boom leegmaak en ons moet hom weer snoei, sodat hy weer kan vrug dra. Daar's 'n klomp verskillende mense wat van daai boom se appelkoos konfyt en appelkoos, ek weet nie wat alles eers geëet het nie. Die mense het naderhand begin beklei. Een vrou het my gebel en gesê, "Dion, jy moet my eerste bel as jy sien, daar sit appelkoosies, bel my." Sy het nie 'n vinger gelig nie. Nou hulle gaan die preek luister, hulle is nou nie hier vanoggend nie, maar hulle gaan hom luister, so ek sal vir haar sê, ek is jammer, ek het daar nie haar naam genoem. Sy het nie 'n vinger gelig om een appelkoos op daai boom te verdien nie. En weet julle wat sê sy? Ek sal vir jou ook 'n botteltjie appelkoos konfyt gee. Kind van God, daar's mense in jou lewe, luister gou mooi, daar's mense in jou lewe wat nie verdien om jou goedheid te ontvang nie, maar God het dit vir jou gegee. Gee dit vir hulle. Gee dit vir hulle. Gee God se lig, sy genade, sy heerlikheid, gee dit vir hulle. Hou op om te dink wie verdien dit en wie verdien dit nie, want jy verdien ook nie genade nie, maar jy het dit gekry. Onverdiende guns, dis wat genade is. Jy moet vrug dra. As jy nie vrug dra nie, dan beteken jy niks. En nie net wie jy wil hê, mag daarvan kry nie, want God het dit vir jou gegee, so almal wat hy weet dit nodig het, moet dit kry. Jou huidige seisoen het nodig dat jy anders dink en kyk en luister na omstandighede. Die oomblik toe dinge begin verander het, wil God hê jy moet vir jouself sê,
Okay, iets verander, wat gebeur? Herfs leer ons om te laat gaan. Daai boom kan maak wat hy wil, as dit herfs is, val die blare af, klaar. Dis amper strooptyd in ons omgewing. Amper. En hoor gou baie mooi, weer as dit laerskoolsaal was vanoggend, ek het nog nooit gesien dat een mielieplant sy wortels optrek en uit die land uit hardloop want hy's bang vir die stroper. Almal word gestroop. Almal. En soms wil God alles uit jou lewe uitkry, sodat hy van vooraf weer kan kom ploeg. Vooraf weer kan kom kunsmis insit. Weer van vooraf kan kom plant in jou lewe, sodat jy kan vrug dra vir almal. Julle boere wat stroop, help my, kan jy besluit wie mag van jou mieliemeel eet en wie nie? Is daar enigeen wat dit kan doen? Jy laai dit by die silo's af en jy kan maar vir daai ou sê, luister, net my mense eet van daai mielies. Ekskuus, dit gaan nie werk nie. Dan gaan hy vir jou sê, gaan verkoop jou mielies op die plaas as jy dit wil doen. Jy kan nie. As God jou seën, ons gaan weer terug na die seën van die Here toe, is dit nie net vir jy wie jy wil nie. Maar God wil in my en jou lewe soms kom stroop, kom skoonmaak, alles kom uithaal en oorbegin. Alles uithaal, nie net wat jy wil hê hy moet nie, alles. Soms soek ons net die goeie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, dis dalk tyd om die blare van seer, van hartseer, van teleurstelling, van ou gewoontes, van menslike opinies en alles te laat gaan. Let go. Meeste van die mense wat ek ken is lief om daai gesegde te gebruik. Let go and let God. Doen dit. Moet dit nie net share op jou status nie. Doen dit nou ook. Let go. Wil my jy verstaan nie, dis, ek weet is seer. Ek weet is moeilik. Ek weet dit. Maar so langer jy vashou, hoe erger gaan dit word, want God kan niks niets in jou lewe doen. Hebreërs 12 vers 1 en 2 en ek sluit af. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. As die seun van God bereid was om van alles gestroop te word, hoor gou mooi, as die seun van God, Jesus Christus, bereid was om van al sy heerlikheid, sy troon, alles gestroop te word, 'n doringkroon op sy kop gedruk te word, en die sondes van die wêreld op hom te neem, wil ek vanmôre vir jou sê, ek weet nie wat maak jou seer nie, maar God weet. Sy seun weet. Hy weet presies, want hy het daarvoor gesterf. Vir dit wat jou aan vashou, van dit wat jou seer maak, vir die mense wat jou seer maak, hy het gesterf, sodat jy kan vry wees. Jesus self het dit nie roof geag, om alles te laat gaan nie. So die vraag is, wat wil God hê, moet jy laat gaan? Wat wil God hê, moet jy laat gaan? Bly in Christus. Johannes 15 het gesê, sonder my is julle niks nie. Jesus het gesterf. Die graf is verseël. Hulle het gedink dis die einde. Maar die wortel van die oorwinning was binne.
Alles om jou val uitmekaar uit. Alles om jou lyk dood. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jy glo dat God is en 'n beloner is van die wat hom soek, is die lewende wortel van God binne jou. Lion King het gesê, look deep inside yourself. You are much more than what you have become. Kyk diep binne jou. Jy's baie meer as wat jy tot dusver was. As jy in Christus bly, wil hy hê dat jy moet vrug dra. Hy sal jou nie los in hierdie winterseisoen nie. En hy sal jou weer laat uitstyg, sodat jy kan vrug dra vir hom en vir wie hy wil. God sê, ek maak iets niets, ek het reeds begin, sien julle dit nie? Nee Here, ek sien niks nie, my boom het nie 'n blaar aan nie. Niks. Daar's niks. Okay, daar's niks blare nie, nou is 'n goeie tyd om bietjie die takke op te snoei. Die takke ook nog, Here. Ja, takke ook nog. Okay, maar net so klein, nee. Ons gaan vir hulle goed snoei. Want ek wil hê jy moet volgende seisoen goeie vrug dra. Okay, Here, ons het die takke gesny. Okay, nou gaan ons kunsmis gooi. Nee, Here, dit is bietjie erg nou. My boom het 'n hele paar keer hoendermis gekry. Ek het dit geryk by die huis. Nee Here, maar dis nou regtig te ver. Ek wil jou vanmôre vra, wil jy vrug dra? Het gaan moeilik wees. Het gaan hard wees. Maar God sal jou nie drop nie. God sal jou nie los nie. God sal jou nie alleen laat nie. Hy sal jou nie soos 'n wese alleen laat nie. Jy sal verlies, stilte, afbreek, snoei en kunsmis moet deurgaan. Maar glo vir my, dit gaan mooi wees. Kom ons sluit die oë. Vader, ek wil vanmôre eers te wees om verskoning te vra dat ek altyd net die mooi wil sien en ek wil dit nou sien. Ek besef ook dat die seer en die hartseer en die teleurstelling in my lewe soms soveel sterker is as die honderde mooi en goeie dinge wat om my gebeur. Terwyl ek daar by die see deur die venster gekyk het en die oseaan gesien het ek myself kom herinner dat die woord sê, eer die waters met die holte van die hand afgemeet. Terwyl ons een oggend op 'n klein bootjie daar in die middel van daai oseaan was en die golwe so nou en dan maar so bietjie geslaan het, die see was eintlik so stil en so kalm. Was eintlik so rustig geweest. Terwyl ons besig is om vis te vang soos wat die disippels het en ons soveel verskillende spesies gevang het. En ons soveel keer gewonder het en een het gesê, ek wil graag hierdie vis vang. Een het gesê, ek wil graag die vis vang. My gedagtes het net amper glad nie op 'n werk nie, Here. Want in my lewe wil ek dit hê en ek wil dit hê en dit is hoe dit moet lyk en dis hoe groot dit moet wees en dis wanneer dit moet gebeur. Maar elke keer wanneer iets uitgekom het, dan kon ek nie wag om te sien wat dit is nie. En ek kon bly wees saam met elkeen wat ook iets gekry het. En Here, dankie dat U met my wat Dion is op so unieke, eenvoudige, ek wil amper sê 'n Bybelse manier met my kom praat en dat ek so bewus kon word van die teenwoordigheid om te weet, net daar in die middel van daai bootjie tussen ons 4 mans, daar was U ook, Here. Daar op die see,
Daar was hy ook, deur die Gees was hy daar by ons. Herfs is nie lekker nie, Here. Winter is niks lekker nie. Soms sê ons, Here, hierdie was 'n lang winter. Gaan dit ooit weer lente word in my lewe? Maar Here, jammer dat ons soms die bloeisels mis, want ons is so vasgekeer in een rigting en een denkwyse. God bly dieselfde, gister, vandag en tot in alle ewigheid. Hy is saam met my in elke seisoen. Hy is saam met my elke plek waar ek gaan. Here, ek wil graag uit hierdie winter kom. Ek wil graag uit hierdie herfs uitkom. Miskien is al mense wat in lente en in somer is wat sê, Here, mag ek nie maar vir ewig in hierdie seisoen bly nie. Vir die van hulle wat in lente is en vir die van hulle wat in somer is, Here, mag hulle skade weer, hulle takke weier uitsprei sodat meer mense kan kom rus vind. As daar mense is wat nou vrug dra, Here, mag elkeen wat U wil van hulle vrugte geniet. Jy sal wees soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat sy vrugte gee elke keer op die regte tyd. Geseënd is die mens wat op God vertrou. Ek bid in die naam van Jesus, Here, dat ons nie ons geloof en ons hoop en ons vertroue sal verloor nie. Winter, jy sal einde kry. Jy sal plek maak vir die nuwe wat God wil doen in elkeen van ons lewens. Here, maak nie saak wat dit mag wees nie. Wat ook al dit is, kom stroop, Here. Kom stroop dit in ons lewens. Kom maak plek vir die nuwe. Help ons om gehoorsaam te wees, maar help ons om toe te laat dat God ons kom stroop en kom voorberei vir dit wat hy in ons gemeente wil doen, in ons dorp wil doen en deur elke een van ons wil doen, sodat ons U sal verheerlik in Jesus naam. Amen, amen. Die Here seën U. Mag U 'n goeie seisoen hê. Vrede vir U.